Hallo mamas en papas, ons is terug met ons volgende Koningskinders Krimmels. Ek hoop ons kan almal saamstem dat kos en genoeg slaap basiese behoeftes is vir ons kinders. Maar so ook is koneksie een van die grootste behoeftes, en dit is op 'n fisiese en 'n emosionele vlak. Het jy geweet dat die eerste sintuig wat ontwikkel vir 'n baba al in die mamma se baarmoeder is tas? So een van die eerste vorms van hoe 'n baba die wêreld om hom beleef, is deur voel. En dit is hoekom 'n baba so baie troosting vind deur net vasgehou te word. Neurologies is 'n baba gemaak om sekuriteit en veiligheid te bevestig. En al hoe hy dit kan verseker, is deur fisies naby te wees aan sy bron van voeding, ook bekend as mamma. En dan wanneer ons kwaliteit tyd spandeer saam met ons babas, word die koneksie gevorm wat daai emosionele sekuriteit kweek. As ons dink daaraan, is ons kinders nie die enigstes wat hierdie koneksie op elke vlak nodig het nie. Ons almal het hierdie behoefte om te hoor en kwaliteit tyd te spandeer saam met ons mense. Koneksie het 'n wonderlike manier om ons koppies vol te maak, soos 'n koffie saam met jou vriend wat jou week kan omdraai vir die beter. Vandag se groot probleem is dat ons aandag in alle rigtings getrek word met die geraas van die wêreld. Werk, sosiale media, inkopies, die maand se gebeurtenisse, en voor ons sien, sit ons die heeltyd op ons fone. En ons kinders se tyd vir koneksie word van hulle af weggeneem. As ouers glo ek ons moet streef om meer soos Jesus te wees vir ons kindertjies. My vraag aan julle vandag: hoe effektief dink jy sou Jesus se boodskap en impak op die mense se harte en denkwyse gewees het, as hy nie ten volle teenwoordig was nie? Miskien as hy ook heeltyd met 'n foon gevind was wat kort piep en sy aandag wegbeweeg van die mense wat so nodig het om net gevorm te word. Ons kindertjies se gedrag is meeste van die tyd 'n reaksie, eerder as 'n aksie. So as jou kindjie sukkel met moeilike gedrag, probeer bietjie dink of dit nie dalk 'n reaksie is op 'n tekort van koneksie nie. My uitdaging vir jou is dat wanneer jou kind besig is met 'n tantrum of aggressiewe gedrag, gaan af op jou knieë op haar vlak sodat sy nie bedreig voel nie, en offer dan fisiese en emosionele koneksie. En dan wanneer jou kindjie kalm is, gesels dan oor hul gedrag en hoekom dit byvoorbeeld nie reg is om ander seer te maak of om speelgoed te gryp nie. Ek word herinner van hoe Jesus sy disippels in die middel van die storm kom ontmoet het toe hulle op die boot was in die Rowe See. Hy het nie aan die ander kant vir hulle gewag nie. Hy het hulle kom ontmoet in die middel van die storm. En ek is seker daarvan dat jy ook kan bevestig dat God jou in die middel van die storm kom ontmoet. En toe hy sy laaste opdrag gee vir ons, voor hy gegaan het hy in Matteus 28 gesê, sy laaste sin is, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van tyd. Kom ons kyk of ons kinders kan ontmoet in elke omstandigheid, soos wat Jesus ons altyd kom ontmoet, daar waar ons is. Dankie julle, lekker dag hoor.